Dankie dat jy vandag gekom het om tyd te spandeer saam met die Here. Kom ons neem 'n oomblik om ons gedagtes, ons siel, ons hart stil te maak, sodat ons aandag op God kan vestig. Die Here is vir jou, en hy is werklik by jou vandag. Hy wil saam met jou wees in elke tree wat jy gaan, deur elke seisoen wat jy gaan. Lukas 4 vers 18 sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Kom ons dink vir 'n oomblik net aan hierdie woordjie wat arm beteken. Dit verwys na mense wat op enige maniere tekort het. Het kan finansiëel wees, dit kan geestelik wees, emosioneel, dit kan selfs fisies wees. Om dit op 'n meer eenvoudige manier te stel, om arm te wees beteken dat daar 'n area in my of jou lewe is waar ons kort kom. Ervaar jy vandag ergens tekort in jou lewe? Nou hierdie gebed is dan spesifiek vir jou. Miskien is dit 'n moeilike tyd waardeur jy gaan. Kom ons begin om eerstens die Here te aanbid en hom te dank. Kom ons sê vir hom dankie vir die klein seëninge wat reeds in ons lewens is, wat hy reeds aan ons gegee het. Dankbaarheid herinner ons aan wie God is en dit gee vir ons nuwe perspektief in ons situasie. Aanbidding herinner ons daaraan dat die Here nooit 'n tekort het nie. Kom ons neem 'n oomblik om die Here te dank in ons eie woorde. Gebruik jou eie woorde. Here, baie dankie dat U by ons is, selfs in hierdie area in my lewe waar ek 'n tekort ervaar. Hou U steeds die hele wêreld in U hand. Dankie Here dat U my sien. Dankie dat U vir my is. Dankie vir die goeie nuus van Jesus, dat hy vir ons gesterf het, uit die dood uit opgestaan het en vir ons 'n oorvloedige lewe gee. Dankie vir die belofte van die Heilige Gees dat ons lei in die waarheid in elke tree wat ons gee, in elke seisoen en fase van ons lewe. Dankie dat U ons ook help wanneer ons deur tye gaan waar dit vir ons voel daar's 'n tekort. Kom ons neem nou 'n oomblik om ons harte en ons gedagtes oor te gee aan die Here. Dan herhaal jy hierdie woorde agter my aan. Here, ek onderwerp my finansies aan U. Here, ek onderwerp my siel aan U. Here, help my om die evangelie vandag te ontvang en daarvolgens te leef. Here, help my om die goeie nuus te hoor wat U vandag vir my het. Ek wil jou nou nooi, kom ons dink aan iemand spesifiek, dalk in jou buurt, in jou gemeenskap, saam met jou werk, wat vandag die Here nodig het, wat 'n tekort ergens beleef in hulle lewe, dalk miskien in hulle finansies, dalk in verhoudinge wat nie uitwerk nie, dalk het hulle 'n deurbraak of 'n wonderwerk nodig. Neem nou 'n oomblik en dan bid jy in jou eie woorde. Here, ons kom nou en ons sê vir U dankie vir U liefde, vir U troue sorg. Dankie Here dat U die mense in ons stad raak sien, Here, wat 'n tekort het. Here, ons bid vandag vir elkeen wat 'n finansiële nood het. Ons bid dat U sal voorsien. Ons bid vir elkeen wat moedeloos geword het, dat U hulle harte sal bemoedig. Gee volharding, Here, vir die wat sukkel om hulle rekeninge te betaal en wat kan voorsien in hulle eie basiese behoeftes. Ons bid vir elkeen, Here, wat eensaam voel, dat hulle die nabyheid van U Heilige Gees op 'n besonderse manier vandag sal beleef. Here, ons vra dat U op 'n bonatuurlike manier sal voorsien vandag vir mense wat hulp nodig het, Here. Miskien is dit op 'n baie praktiese manier waar hulle rekeninge moet betaal en huur moet betaal en studieskuld moet betaal. Here, en as daar iemand is in ons lewens wat U wil hê ons op 'n praktiese manier moet help vandag, Here, kom wys ons asseblief. Kom plaas hulle op ons harte, Here, sodat ons hulle nood sal raak sien en hulle sal kan ondersteun. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.